wil gou met jou gesels oor 'n woord wat 'n realiteit in ons lewe geword het in die moderne eeu waar ons leef. En ek het hieroor al gesels. Maar dis iets wat mense daagliks uithou en dit deel is van 'n duisende mense se lewe. En dit is, ek is bang. Ons hoor dit en dalk uithou jy dit ook daagliks in jou lewe. Ek lees nou die dag op Facebook 'n koerant artikel wat sê dat Suid-Afrika se paaie een van die plekke is wat die gevaarlikste is om te bestuur in die wêreld. Maar jy weet, vrees is 'n goeie realiteit, want vrees is nie net op paaie nie. Vrees is baie keer op ander plekke in ons lewens. Dit kan 'n realiteit wees dat ons bang is dat ons fisies seer gaan kry, dalk deur ander mense of omstandighede. Ons vrees vir ons finansiële sekuriteit. Ons vrees vir ons verhoudings met mense, dat hulle dalk ons in die steek gaan laat of gaan weggooi. So is vrees 'n realiteit in ons elkeen se lewe, maar vrees maak ons blind en irrasioneel. Maar hoor hierso wat sê die teksvers wat ek vandag vir jou saamgebring het in Josua 1 vers 9, waar God met Josua hulle praat net voordat hulle die beloofde land moet inneem. Sê hy daarso: "Het ek jou nie beveel, wees dapper en sterk nie. Moenie paniekbevange wees nie en moet jou nie laat afskrik nie, want die Here jou God is by jou oral waar jy gaan." Hier is iets baie belangrik wat hy sê, die Here is by jou. By jou. En die realiteit is, ons kan kies dat vrees ons oorrompel, of ons kan kies dat ons die Here se woorde glo, dat hy by ons bly. Net soos wat hy vir Josua beloof hy vandag vir ons, dat hy by ons is. En ons moet ophou kyk na die reëse in ons lewens. En ons moet eerder na God kyk vir beskerming en leiding. Die keuse lê by ons, aan watter kant ons gaan skaar. Want die realiteit is, dinge wat ons seer kan maak, dinge wat ons kan benadeel, mense wat ons kan iets aandoen, sal altyd daar wees. Die Here beloof nie, hy sal dit wegvat nie, soos wat baie mense dit graag wil hê, en baie predikers het al preek ook. Nee, hy sê nêrens sal hy dit wegvat nie. Hy het nie vir Josua gesê, ek gee die land in julle hande nie. Hy het gesê, gaan vat die land, maar ek is by jou. En wanneer ons in omstandighede is en op plekke kom waar vrees ons wil oorrompel, kan hierdie woorde van God ons gerus stel en dapper maak dat hy by ons is. En ek wil jou aanmoedig, dalk is jy op hierdie oomblik bang. Dalk wil vrees jou oorrompel. Glo die woorde van God. Hy is by jou. God bless.